Ek lees vir ons uit Romeine 8 vers 28 uit en dan gaan ons bietjie later gaan ons vir Filippense doen. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep is. Voordat ons enige vers in die Bybel verstaan, moet ons een ding in gedagte hou is, daar's 'n paar goeders wat ons vanselfsprekend moet aanvaar. Die eerste ding is, God se woord is konstant en dis konsekwent. God se woord is betroubaar en waar. God se woord kan verkondig word aan alle mense op enige plek, op enige tyd. En die vierde ding, God se woord is van toepassing op alle omstandighede. Dit gebeur baie keer dat ons die Bybel lees en dan maak hierdie een versie nie heeltemal sin nie. Want in ons situasie wat ons is, of in daai omstandighede wat jy is op daardie oomblik, pas daai versie pas net nie in nie, of daai hoofstuk pas net nie in nie. En dis half onverstaanbaar, of ons verstaan dit baie moeilik. En wat ons dan algaande begin agterkom, soos ons aangaan en wat ons lees, dan kom ons agter, maar hierdie vers het op ons betrekking, nie net as dit met ons goed gaan nie, of nie net as dit met ons sleg gaan nie, maar altyd. Dis altyd konstant, dis altyd konsekwent, dis altyd betroubaar en dis altyd waar. Al reflekteer my lewe op hierdie stadium nie dit nie. Die vers verander nie. Daai gedeelte, God se woord verander nie. So ek wil daai spesifieke vers wil ek vat en dan wil ek hom so opbreek in stukkies en net daaroor praat is. Alles ten goeie meewerk. As ons vandag hier sit, dan kan ek nie dink hoe kan 'n mens sê dit werk ten goeie mee nie. Want dit beteken dat my verwagte uitkoms as ek dit lees, dat dit gaan goed gaan met my, of met die geliefdes rondom my. Dit wat ons bid en dit wat ons ontvang is nie altyd dieselfde nie. Ons bid vir een ding, maar dit gebeur nie. En dan vra ons baie keer vir God, maar hoekom gee jy nie vir my wat ek wil hê nie? Want dit is nie ten goeie vir jou nie. Want sien, ons verstaan nie God se denke nie, ons verstaan nie hoe hy redeneer nie. Nou daai gedeelte het ook, die persoon wat daai gedeelte geskryf het ook die volgende gedeelte geskryf van Filippense 1 vers 3. Dan sê Paulus hierso, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Aan wie dink hy? Ons het die gedeelte het Marielle gegee en toe sê sy, dis waar 'n mooi versie, maar die gedeelte wat ons mis is, waaroor praat Paulus hierso? En dis die gedeelte wat ons nie weet nie, is Paulus sit hierso in die tronk, hy stikkend geslaan, terwyl hy besig is om dit te skryf. En Paulus sê op 'n stadium, hy het hom so geslaan, dat sy vingers was so gebreek geweest, dat hy amper nie 'n pen kon vashou, of 'n potlood kon vashou nie. En Paulus probeer om die mense van Philippus, dis die gemeente aan wie hy skryf, rustig te maak, en vir hulle rustigheid te bring, uit die tronk uit, waar dit met hom ongelooflik sleg gaan. En dan sê hy hier in Filippense 1 vers 20, ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. So al is Paulus besig om hy's besig om dood te gaan, fisies besig om dood te gaan. Dan sê hy, ek wil vir Jesus, ek wil vir Christus verheerlik, of dit met my goed gaan, en of dit met my sleg gaan, of ek lewe en of ek sterwe. En dan sê hy in vers 21, dan verduidelik hy hoekom hy dit sê, en dan begin hy met want, met ander woorde, hy gaan nou verduidelik. Om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Paulus begin want. Paulus verduidelik dit vir ons. Hy sê dat Christus verheerlik sal word, groot gemaak gaan word in ons lewe, in ons liggame. Die klem val hierso waar Paulus sê vir my, want dis nie vir elke persoon nie.
Dit is net betrekking op persone wat met Christus 'n verhouding het. Dis gebeur dit nie vir elke persoon nie, net mense wat Jesus ken. En dan sê hy om te lewe, en dis wat ons almal doen. Maar hier word gepraat van die manier waarop ons lewe. Want sien, daar's baie bittermin, of daar's baie mense daar buite, wat nog nooit gelewe het nie. Hulle is lewendig, hulle haal asem, hulle loop rond, maar hulle het nog nooit gelewe nie. Hulle is net daar. En ons praat dan van baie keer praat ons van, iemand het 'n vol lewe gehad. En dis die ouens wat regtig gelewe het. Wat gedoen het, wat hom gedryf het, of haar gedryf het. Daai ou wat die lewe tot die maksimum toe gelewe het. En daai mense maak gewoonlik baie foute. En daai mense sal jy baie keer hoor, dit was 'n moeilike man. Of dit was dit, of dit was dit. Want hoekom? Hy het gelewe. As hy net so half mediocre was, as hy net so half net gelewe het om te oorleef, dan sou niks gebeur het nie. Want sien, as jy niks doen nie, kan niks verkeerd gaan nie. Maar as jy baie doen, kan baie reg gaan en verkeerd gaan. So wat beteken dit vir ons lewe? Baie mense leef net vir hulle self. Dit gaan net oor hom of haar. Hulle leef net vir die nou. Hulle worry net oor die aardse goeders. Vir Paulus is dit eenvoudig en hy sê ook hierso, sy lewe gaan oor Christus. Dit dryf sy denke, hoe hy dink oor die wêreld, sy gedagtes en sy oortuigings. Hy doen goeders omdat Christus sy middelpunt is. As Christus jou maatstaf is, dan hanteer jy mense anderste. Dit bepaal wat jy doen in elke dag aktiwiteite, en die prioriteite wat jy najaag. En dan kom ons by die tweede gedeelte, en dis en om te sterwe. En dit is aaklige woorde. Dis goed wat ons nie wil. Ons praat nie oor die dood nie. Baie min mense praat oor die dood. Ons is bitter bang vir die dood. En ons hou nie eers daarvan om te praat nie, want dit maak ons bang. Hebreërs 2 vers 15 sê, mense leef uit vrees vir die dood. Hulle hele lewe lank in slawerny. So as ons die hele tyd in vrees leef vir die dood, dan leef ons as slawe van die dood. En ons hoef nie. Want die dood is reeds oorwin, ons weet dit. Christus het die dood oorwin, hy het die dood toegesluit, hy het die deure toegesluit. Met ander woorde, van nou af vorentoe sal daar nie meer dood wees nie. Ons het 'n oorgang van een plek na 'n ander plek. Vandag word ons gekonfronteer met die dood. Vir Christene, vir ons wat Jesus ken, is daar twee toestande waarin ons bestaan. Die een is die huidige lewe waar ons nou is, en dan die ander ene is die lewe na die dood. Hoor mooi, die lewe na die dood. Nie die dood na die dood nie, die lewe na die dood. Ons sien, almal wat hier sit, glo ek ook baie keer, ons sien die dood as 'n verlies. Wat dit is, dit is 'n verlies vir ons, want ons sien nie daai persoon meer nie. Hy is nie meer hier by ons nie. Smitty is nie meer by ons nie. Dit is 'n verlies vir ons, want ons bly agter. Maar die van ons wat Christene is dit 'n wins. Ons moet dit vergelyk met goed en sleg. Dit is goed om hier te wees, maar dit is beter om by die Here te wees. Om vir ons te sterwe is vir ons as gelowiges, ons wat in 'n verhouding met die Here staan, nog steeds hierdie donker, diep rivier wat ons moet deurgaan. Maar die punt is, ons moet daardeur gaan om aan die ander kant uit te kom. Ons weet die laaste tyd van ons Smitty se lewe was dit moeilik. En daai rivier was baie diep en hy was baie vol stroop en dit was 'n stadige beweeg en wat is 'n pynvolle beweeg. Maar ons weet
dat daar verligting is aan die ander kant. En dis waartoe ons beer. Ons baie keer praat ons van iemand het heen gegaan. Ons gebruik die woorde iemand het heen gegaan. En daai woord in die Grieks beteken letterlik. Dit beteken om 'n ander plek na toe te gaan, om die opbreek, as jy dit so wil stel, om kamp op te slaan, kamp op te breek en aan te beweeg. Dit verwys met ander woorde na die klaarkry met die tydelike en die aanbeweeg na die ewige toe. Daai tent hierdie is net 'n tent. Dis 'n tydelike woning. 2 Korintiërs 5:1 sê dit so mooi. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Ons weet almal hierdie lewe is tydelik. En hoe ouer 'n mens begin raak, hoe meer begin 'n mens dit besef. Hoe meer begin ons besef, ons is pelgrims. Ons is nomades. Nomades het nie 'n huis nie. Ons is besoekers. Ons is iemand wat ronddwaal. Ons is vreemdelinge en ons is bywoners op hierdie aarde. Want dit is nie ons tuiste hierdie nie. Dis 'n tydelike plek. Dis 'n plek waar ons tent tydelik opslaan. So hoekom is die dood dan 'n wins? Ons gaan huis toe. Ons vertrek na ons ewige woning, na ons vaderland, na ons vaderhuis. Dink gou by jouself, waar is jy op jou gelukkigste? By jou eie huis. Want jy is gewoond aan alles daar. Jy weet wat daar aangaan, jy ken dit. Hoekom is dit vir jou lekker by jou eie huis? Want jou pa en jou ma is daar. Jou vader is daar, die Here is daar. Ek sluit af met hierdie gedeelte wat sê, en ons weet dit, ons Christene en die kerk word vergelyk met die bruid van Christus. Ons is die bruid. Maar sien, die bruid is nog hierso. En die bruidegom nie. So partykeer kom die bruidegom sy bruid haal, en dis wat met ons met die gebeur het. Ons is die bruid van Christus, sy verloofde. Kan jy net dink wat 'n fees daar in die hemel is, as die bruid tuis kom? Om te gaan bly by die bruidegom, vir ewig en vir altyd. Sonder pyn, sonder seer, sonder enige behoeftes, want die bruidegom gaan vir ons sorg, vir altyd. Here, ons wil vir U dankie sê, dat ons weet, U is oneindig lief vir ons. Dankie dat ons weet, dat hierdie is 'n tydelike woning vir ons hier op aarde. Op 'n stadium gaan ons gaan, en dan gaan ons by U aansluit, vir ewig. Waar ons hierdie tydelike liggame gaan ingee, en waar ons op 'n stadium 'n permanente liggaam gaan ontvang. Sonder enige gebreke, sonder enige seer, sonder enige pyn. Net uitstekende, ongelooflike groot liefde, wat ons omhels die hele tyd. Amen. If I'd only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars
all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new, and the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Ons gaan nou kans gee vir die helde blyk. Ek lees die briefies van die familie af. Aan my liewe man, baie dankie vir alles wat jy oor die jare vir ons gedoen het en ook vir my beteken het. Jy was altyd beskikbaar met goeie raad en het jou familie eerste gestel. Jou gesondheid het ongelukkig stelselmatig verswak en ons weet dat jy nou sonder enige pyn is. Sal jou liefde en omgee altyd onthou. Baie liefde, jou vrou. Liewe pappa, vandag groet ek nie net my pa nie, maar my grootste anker, my veilige plek en een van die mense wat vir my die liefste gehad het in hierdie wêreld. Van kleins af het pa my soos 'n prinsesie bederf. Ek onthou ek altyd langs die rugbyveld was, pa se grootste ondersteuner, trots langs die kantlyn, want vir my kon my pa enigiets doen. Daardie herinneringe sal ek vir altyd in my hart bære. Pa het my deur my hele lewe met 'n ontsettende groot liefde liefgehad. Maak nie saak wat gebeur het nie, pa het my altyd eerste gestel. Daar was nooit 'n dag wat ek getwyfel het aan pa se liefde vir my nie. Dankie pa vir alles wat jy oor die jare vir my gedoen het. Vir elke opoffering, elke raad, elke drukkie, elke keer wat pa net daar was. Pa was ook so trots op pa se 3 kleinkinders.
Hulle was pa se groot vreugde en pa het altyd met soveel liefde oor hulle gepraat. En dan natuurlik pa se skoonseun, maar eintlik was hy nog altyd pa se eie seun. Pa het hom so baie geleer deur die jare, veral van visvang, maar ook van die lewe. Pa het altyd raad gehad om uit te deel, altyd tyd gemaak vir 'n gesprek en altyd sy wysheid met liefde gedeel. Daardie band tussen hulle was iets besonders om te sien. En Jakob, ja, Jakob was altyd reg. Daardie grappies en mooi familieoomblikke sal ons altyd onthou en oorglimlag, selfs deur die trane. Pa laat 'n ongelooflike groot leemte. Ek gaan pa se stem, pa se lag, pa se wysheid en net pa se ongelooflike teenwoordigheid verskriklik baie mis. Maar ek dra pa se liefde saam met my vir die res van my lewe. Rus sag, my liewe pappa. Dankie dat pappa myne was. Liewe pa van Jakob, wie sou nou kon dink, laat dit ons laaste skaapvleisbraai sou wees. Altyd 'n skaapjoppie geniet. Dankie laat ek kon leer visvang by pa. Dankie vir wat ek kon leer by pa. Raad wat pa altyd gegee het. Dankie ook vir alles wat pa vir ons gedoen het. Partykeer sê mens te min dankie. Pa was verlang my beste buurman, sommer net omgeloop as ek iets nodig het. Ek sal nooit die woorde vergeet, wat het jy kom haal? Gaan ons grappies en geselsies baie mis, tot ons mekaar weer sien, pa. Liefste oupa van Jacolies, ek sê dankie vir liewe Jesus, dat hy vir 21 jaar vir my so wonderlike oupa geseën het. Oupa was een van die beste. Die herinneringe wat ek van oupa het, sal altyd by my bly. Ek sal nooit vergeet hoe oupa die klein meisie leer fluit het nie. Elke keer wat ek by oupa gesit het en bewonder het hoe oupa elke voeltjie by die naam kon noem. Die reuk van Engelse tee, oupa se sagte hande wat altyd koud was. Kuiertjies wat oupa altyd 'n stywe drukkie gee, gevolg met hallo my kindjie. Al die stories en daar is so baie meer. Ek onthou die laaste keer wat ek en mamma en pappa op die plaas gekuier het ek nog vir oupa gesê hoe groot oupa se 80ste verjaarsdag gaan wees. Maar min het ek geweet, oupa gaan die ene in die hemele vier. Ek gaan oupa se stories, drukkies, lag en grappies verskriklik baie mis. Dankie vir alles oupa, ek is so baie lief vir oupa. Liefde sussie. Liewe oupa van Marie, woorde kan nie my liefde vir oupa beskryf nie. Ek sal altyd al die stories onthou wat oupa vertel het. Van oupa se jong dae, oupa se oorlogsjare. Oupa was altyd net so lief vir vrugte soos ek en waar oupa die vruggie vir my geskil het om saam met oupa te eet. Oupa het die sagste hande gehad wat baie lekker voete masseer het. Oupa se glimlag, goeie hart en stem sal ek altyd onthou. Ek wens net ek kon nog vir een laaste rukkie kry met oupa se woorde lief vir jou my kindjie. My hart is baie seer om vir oupa te groet, maar ek weet oupa is op 'n veilige plek. Lief vir oupa, oupa se kleinste kleinkind, Marie. Liewe oupa van Shanay. Oupa, ek klou vas aan al ons goeie herinneringe. Al die lekker kuiertjies en geselsies. Hoe wens ek nie nou dat oupa nog 'n laaste keer vir my kon sê, kom sit hier langs my kindjie. Dan sal oupa altyd gevra het, kyk Stefan nog mooi na jou, en sjoe, maar jy is nou 'n mooi meisie. Oupa was altyd so vol komplimente en grappies. Ek wens ek kon oupa se hand net vir nog 'n klein tydjie langer vashou. Ek gaan oupa baie mis. Ek is altyd lief vir oupa. Liefde, Shanay.
Ons as familie wil graag oprechte hartelike dank uitspreek aan elke persoon wat ons ondersteun het met die afstelle van die begrafenis van ons geliefde pa. Die liefde en omgee en ondersteuning wat ons hierdie tyd moeilik ontvang het, beteken vir ons ongelooflik baie 'n spesiale woord van dank aan Gerard van Kaas begrafenisdienste vir julle professionele diens, deernis, ondersteuning met elke reëling. Baie dank aan Lien Oosthuizen vir heerlike eetgoed met soveel liefde voorberei. Ons wil ook opregte dank betuig aan NG Kerk Moleesburg vir die gebruik van die kerksaal, asook die tee, koffie en almal wat daar betrokke was om alles so mooi gemaklik te maak. Baie dank aan elke persoon wat kos en blomme aangedra het, elke oproep, boodskap gestuur het, besoek afgelê het en eenvoudig daar was vir ons. Elke gebaar van liefde en ondersteuning. Het was altijd diep geraakt. Rian, oprecht dank dat je gehelpen hebt om die dienst op persoonlijk moment te kleren. Baie dank aan elke persoon wat kos en blomme aangedra het, 'n oproep gemaak het, boodskappe gestuur het, besoeke afgelê het en eenvoudig net daar was vir ons. Elke gebaar van liefde en ondersteuning het en dit het ons diep harte diep geraak. So vir Rian opreg dankie sê dat hy gehelp het om die diens so besonder en mooi in te kleur met die musiek en die liedere. Dit skep werklik 'n spesiale atmosfeer. Spesiale dankie aan Dominee Mornay vir jou mooi woorde, altyd ondersteuning en liefde in hierdie tyd. Jy is waarlik 'n besondere mens en ons waardeer jou ongelooflik baie. Laastens wil ek ons ook uit die diepte van ons harte dankie sê aan my vrou Ilse en skoonma vir julle onvoorwaardelike bystand, liefde en ondersteuning aan pa gedurende sy siekte in ICU by Life Privaat Hospitaal. Julle omgee en opoffering het vir ons familie ongelooflik baie beteken. Dit was 'n baie moeilike tyd. Indien ons enigiemand per ongeluk uitgelaat het vir ons of verskoning, weet asseblief dat ons opreg dankbaar is teenoor elkeen wat ons met liefde, gebede en ondersteuning gedra het gedurende hierdie moeilike tyd. Met opregte dankbaarheid van ons familie. Net voordat ek die seën uitspreek, gaan ek net die laaste reëlings maak wat ons nou gaan doen, is ons gaan die familie kans gee om eerste, omdat dit 'n privaat verrassing is, weet ons baie keer mense wil totsiens sê. So nadat ek die seën uitgespreek het, gaan ons die familie kans gee. Julle kan aan daai kant by die trappies opkom, daar's plaatjies daarso en dan kan julle dit by hom Smitty se foto kom neersit om finaal totsiens te sê en dan van hier af kan jy uitgaan en sommer daar na die kerk, na die saal toe. Daar sal 'n klomp toebroodjies wees, iets te ete en te drinke, sowel as eiertoebroodjies.